Kom ons sit net so en dan bid ons en dan vra ons vir die Here ook om vanoggend vanuit sy woord met ons elkeen te praat. Dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend weer hier in U teenwoordigheid mag wees, Here. Here, hier waar ons weet dat hier waar ons as medegelowiges, as geloofsfamilie byeen is, Here, weet ons, Here, dat U hier ook op 'n bepaalde en unieke manier teenwoordig is. Here, ons is hier want ons wil graag aan U al die lof bring en al die eer bring. Here, ons wil vanoggend weer opnuut kom verklaar, Here, dat ons weet dat U is die enigste ware God. U is die skepper God wat die ganse heelal geskep het, maar U is ook die een wat elkeen van ons geskep het. Elkeen van ons gemaak het. Maar dankie, Here, dat U ook die God is wat vir ons 'n Vader is en wat ten nouste by ons elkeen se lewens betrokke is. Dankie, Here, dat U nie geskep het en die skepping laat staan het nie, Here, maar dat U deel van die skepping is en by die skepping is. En dankie dat U teenwoordig is in elkeen van ons se lewens deur die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk. Here, en daarom is ons ook hier, want ons wil graag meer leer van U beter leer ken, maar ook beter leer ken hoe wil U graag hê moet ons leef, terwyl ons hier op aarde is. Here, want U gebruik ons ook om U goeie nuus, U evangelie die wêreld in te dra. En daarom is ons ook vanoggend gaan saam lees en saam gaan dink. Here, kom vra ons hier dat U ook sal gee dat ons hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons ook vanoggend geestelik gevoed sal word vanuit U woord uit. Ons kom vra dit in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit Jakobus 3, daarvan vers 1 tot en met vers 12. Dit sluit nou so 'n bietjie aan by dit wat ons laas Sondag gepraat het en op grond van dit wat ek met van die doopouers oor gesels het, toe ek en hulle gesels het ek net weer opnuut bewus geword van hoe belangrik hierdie is. En ons baie keer dit vergeet en nie altyd bewus is of agslaan daarop nie. Jakobus hoofstuk 3 daarvan vers 1 tot 12 in die Bybel hier voor my is dit op bladsy 316. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie. Want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, hulle is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broer, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ek lees vir ons tot sover. Woorde, taal, dis iets wat vir elke mens belangrik is. Ons gebruik woorde, ons gebruik taal om te kan kommunikeer. Ons gebruik woorde
om inligting oor te dra, maar ons gebruik ook woorde en taal om vir mense te laat verstaan hoe ons oor goed voel, vir mense ons behoeftes te deel en so meer. En daarom dan dink ek, doen ons soveel moeite om van kleins af ons kinders taal te leer. Van kleins af dan leer ons kinders om te kan praat. Hulle begin nie self van spontaan praat nie. Ons moet met hulle gesels en gesprekke met hulle hê en dan begin hulle woorde optel en woorde leer. En ons almal ken tog hierdie mooi beelde wat mens baie keer sien van 'n pa of 'n ma of baie keer 'n oupa of 'n ouma wat die kinders wil kry om eerste papa of mamma te sê of eerste oupa of ouma te sê, want dit is ons belangrik dat hulle woorde sal leer. En wanneer hulle nou mooi aan die praat begin raak, dan leer ons hulle om te skryf. Dan stuur ons hulle onder andere skool toe, sodat hulle kan letters begin leer en woorde kan leer verder en kan leer skryf, sodat hulle verder kan kommunikeer met woorde en met taal. So wanneer Jakobus hierso skryf, gaan dit in die eerste plek oor die woorde wat ons sê, maar dit gaan meer as net oor die woorde wat ons sê. Want ons kommunikeer nie net verbaal nie. Ons kommunikeer deesdae op baie ander maniere. Deesdae het dit so maklik geraak. Deesdae is dit nie meer net dat ons briewe skryf en vir mense stuur nie. Ek dink deesdae, jy skryf mense meer enigstens briewe nie. Deesdae kommunikeer ons via SMS of ons tik 'n WhatsApp of op Instagram plaas ons iets of watter ander maniere ook al daar is. Nee, Facebook, TikTok, al daai forme wat ook baie keer woorde bevat. Dis alles maniere hoe ons met woorde kommunikeer. En inligting oordra en vir mense sê hoe ons voel en wat ons dink. Nou weet ons dat van kleins af leer ons kinders, hulle moet kan praat en ons wil hulle moet effektief kan kommunikeer. Maar ek dink ongelukkig vergeet ons om dit wat hier in Jakobus staan baie keer van kleins af van ons kinders te leer. Ons vergeet om hulle van kleins af te leer dat hulle moet besef die krag wat daar is in woorde. Ons vergeet om vir hulle te leer, maar jy moet jou woorde mooi kies. Jy kan nie maar net altyd sê net wat jy wil en wat jy dink nie. Ons vergeet baie keer vir ons kinders attent te maak daarop, dat woorde die krag het om baie positiewe goed te ontsluit in hierdie lewe, maar dat woorde ook die potensiaal het om te kan afbreek, skade maak, stikkend te kan maak. En ek dink daai ding vergeet ons soms en vergeet ons baie keer in ons eie lewens. So baie keer sien mens, en dit is my altyd so hartseer as ek sien hoe mense baie keer reageer op berigte wat op Netwerk 24 verskyn of selfs op Facebook of so, as ek gaan kyk na van die kerk se goed en ek my oog vang ander goed wat mense geplaas het. Dan is dit my baie keer so hartseer as iemand iets vra of plaas, baie keer hoe ander mense net reageer vanuit hulle eie menswees uit, sonder om te dink wat die effek is op die ander mense wat dit gaan lees. En daarom sê ek, ons moet, as ons Jakobus 3 lees, nie net dink aan dit wat ons sê met ons mond verbaal nie, maar hierdie teks wil ook vir ons kom leer rondom beginsels om te sê, maar hoe kommunikeer jy? Watse boodskappe stuur jy aan op WhatsApp? Hoe reageer jy wanneer jy iets op Facebook 'n plasing sien? Hoe reageer jy wanneer mense iets op Netwerk 24 of watter ander nuuskanaal ook al plaas en jy wil iets reageer? Hoe reageer jy? Wat sê jy? Wat gaan die effek wees van dit wat jy sê op mense wat dit gaan lees? Iemand anoniem het eendag die volgende gesê: meer mense word deur destruktiewe woorde vernietig as deur die swaard. Laasgenoemde vernietig die liggaam, maar woorde vernietig die hart. Ons ken almal, dink ek, die ou bekende verhaaltjie van die vrou wat daar gegaan het na 'n wyse man toe en vir hierdie wyse man gevra het en na hom toe gegaan het gesê, maar
Ek het nou iets gesê wat ek graag wil terugtrek. Die woorde wat ek gesê het, wil ek ongedaan maak. Wat moet ek doen? En toe die wyse man vir haar gesê, maar gaan vat 'n kussing wat vol vere is, regte vere, ou vere kussing, en hy het vir haar gesê, maar gaan skud al daai vere daar op die dorpsplein of waar ook al uit. Sy het gegaan en sy het al die vere gaan uitskud en sy het teruggegaan na hierdie wyse man toe. En toe vra sy vir hom, nou wat moet ek nou doen? Toe sê hy, nou moet jy teruggaan en jy moet al daai vere weer gaan bymekaar maak en terugsit in daai kussingsloop in. En sy het vir hom gesê, maar jy's laaf, daar's geen manier hoe ek al daai vere weer gaan bymekaar kan maak nie. Die wind het intussen opgesteek en daai vere die hele dorp vol gewaai. En toe sê hy vir hom, maar dis presies met woorde dieselfde. As jy woorde eers eenmal gesê het, kan jy hoe hard probeer, maar jy gaan nooit al die plekke waar daai woorde uitgekom het, kan weer bereik en kan ongedaan maak. Om ietsie te kom verduidelik van hoe versigtig ons moet wees met ons woorde. Ons weet baie keer word daar deesdae baie gemaak en die kinders word op die skole geleer op die hoërskool. Hulle moet versigtig wees wat hulle plaas op sosiale media. Hulle moet versigtig wees wat hulle sit op Instagram en Facebook en TikTok en waar ook al hulle dit sit, want daai goed is eintlik nooit weg nie. Jy vier dit dalk uit op jou foon, maar iewerster lê dit op 'n server en iewerster gaan iemand weer dit dalk ontdek. Ons sien baie keer die laaste tyd met politici, partykeer hoe 'n ou staan vir 'n bepaalde pos en dan gaan krap iewers iemand iets uit wat hy 10 of 6 jaar of hoeveel jaar terug geplaas het of gesê het en dan hou hulle dit teen hom. Dit sien ons gebeur. Daarom moet ek en jy mooi gaan dink, maar hoe lyk die woorde wat ek gebruik? Wat maak ek met woorde? Khalil Gibran, as ek dit reg uitspreek, het die volgende gesê, woorde is tydloos en jy moet hulle uitspreek of neerskryf met die volle wete dat eenmal gebruik hulle nooit weer vergaan of verdwyn nie. En daarom moet ons mooi daaroor gaan dink. Mooi gaan dink, maar hoe praat ek, hoe kommunikeer ek? En daarom is dit in besonder belangrik vir julle as doopouers en vir die familie en die vriende. Maar wat sê jy, hoe praat jy met hierdie kinders? Wat hoor hulle by jou? Want as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons van heel in die begin, sommer daar in Genesis 1 al, dan sien ons maar woorde het krag wat ons baie keer onderskat. Toe God die hele skepping geskep het, lees ons daar, God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesê. Die hele skepping het tot stand gekom vanuit woorde. God het net gespreek en die skepping het tot stand gekom. En dan weet ons dat God my en jou geskep het as sy verteenwoordigers hier op aarde. En daarom 'n deel van daai krag wat in God se skepingswoord is ook in my en jou. Natuurlik het ons nie dieselfde krag as God nie, ons is mens, ons is deel van die skepping. Maar omdat ons verteenwoordigers van God is, na God se beeld gemaak is daar 'n stuk van daai krag wat in God se skepingsmag en stem was, ook in my en jou opgesluit. Daarom sien ons dat later aan in Genesis, dan gee die Here vir die mens opdrag om vir die diere name te gee. En as jy mooi gaan kyk na daai gedeelte, sê dit ietsie oor die mag wat daarin opgesluit is, wat God vir die mens gegee het, oor die skepping. Maar mag wat ook opgesluit lê in ons woorde, dit wat ons sê. Daarom al van vroeg in die Bybel af sien ons, dat die Bybel waarsku en sê, maar wees versigtig met jou woorde. As ek maar net 'n paar voorbeelde kan aanhaal, veral in Psalms en Spreuke, dan word daar baie daarvan gemaak. Ons lees in Spreuke 10 vers 11 byvoorbeeld die volgende: 'n bron van lewe is die mond van 'n regverdige, maar die mond van die goddeloses verberg geweld. Nee, weer eens 'n keuse. My mond kan 'n bron van lewe wees, of kan 'n bron van geweld wees.
Spreuke 11 vers 9, maar die mond vernietig 'n ongelowige sy medemens, maar deur kennis word die regverdiges bevry. Spreuke 12:18 sê, daar is kinderpraatjies wat soos dolksteke is, maar die tong van die wyses is 'n geneesmiddel. Sien elke keer hierdie opsie, wat maak ek met my woorde? Is my woorde soos dolksteke, of is my woorde soos 'n geneesmiddel? En is dan juis by hierdie gedagte van die Ou Testament waar ons sien Jakobus by aansluit. En as ons deur die hele Jakobus boek bietjie blaai en kyk, dan sien ons dat ons moet versigtig omgaan met woorde, eintlik 'n sentrale tema in die hele Jakobus boek is. Sien net hier in hoofstuk 3 nie. Hoofstuk 3 vorm die kern van hierdie sentrale tema wat hy aanspreek. Maar deur die hele boek spreek hy eintlik dit aan en sê vir ons, maar jy moet mooi dink oor jou woorde en hoe jy jou woorde gebruik. En kom praat hy oor die krag van woorde. Hoofstuk 1 vers 19, dan praat hy dat ons juis moet meer flink wees om te luister en stadiger wees om te moet praat. En in vers 26 dan sê hy dat as ons sê ons is godsdienstig, ons is kinders van God, dan moet ons tong in beheer hou. In hoofstuk 4 dan sien ons dan waarsku daar in hoofstuk 4 vers 11 dat ons moet oppas as medegelowiges dat ons nie sal kwaad praat van ander nie. En dan in hoofstuk 3 sien ons, dan gaan hy eintlik aan met die ander gedagte. Hy sluit aan daarbey, want die ander sentrale gedagte in Jakobus is om te sê, maar geloof sonder werke is eintlik dood. Jakobus kom sê, maar jy kan nie sê ek glo ek's 'n kind van die Here, maar jou optrede weerspreek dit nie. Dis nie sigbaar in jou manier van leef nie. Daarom dat Jakobus ook die beeld gebruik om te sê maar 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, net so is 'n geloof wat nie oorgaan in dade en optrede nie ook dood. En wanneer hy dan oor woorde praat, is 'n deel daarvan om te sê, maar dis nie net my fisiese dade wat 'n weerspieëling moet wees van my geloof nie. Dis nie net my dade wat moet bevestig en bewys dat ek werklik erns maak met my geloof nie. Ook my woorde moet spreek daarvan dat ek kind van God is en kind is van die Here. My woorde moet ek ook so aanwend dat ander in my lewe kan sien dat ek 'n volgeling van Jesus Christus is. Dat ek 'n kind is in die familie van God. As ons na hierdie hoofstuk 3 se gedeeltes lees, na kyk, dan sien ons kan dit so in 4 hoofgedeeltes indeel. Eerste gedeelte gaan daaroor om te sê en te waarsku en sê, maar oppas, almal moenie probeer leermeesters wees nie. Iemand gebruik die beeld om te sê, ons moenie almal graag die mikrofoon wil gryp en heeltyd wil gesien word en wil praat en dat almal van ons notisie neem nie. Want dan kom waarsku Jakobus en sê, maar onthou, die wat leermeesters is, moet soveel meer daarop let op wat hulle sê, want hulle gaan strenger beoordeel word, omdat jy met jou woorde so groot impak kan maak. Daarom moet jy mooi daaroor gaan dink as jy vir ander leer, wat leer jy hulle, wat sê jy vir hulle, want God gaan van jou rekenskap vra, of jy mense gehelp het om op die regte koers te kom, en of jy dalk woorde gebruik het, wat by vandag gemaak het dat mense die koers verloor, die pad verloor. Grond van hoe jy met hulle gepraat het en wat jy vir hulle gesê het. En dan natuurlik weet ons dat eintlik is elkeen van ons op een of ander manier leermeester. Ons as ouers stel 'n voorbeeld vir ons kinders. Nou is dit nie net hulle wat vanoggend hulle kinders ten doop gebring het nie, maar almal van ons. Ons stel ook 'n voorbeeld vir ons kinders of ons kleinkinders of familie se kinders of vriende se kinders, maar iewers is ons tog almal wel in 'n mate leermeesters. En daarom moet ons mooi let op wat is die woorde wat ons gebruik
wanneer ons met kinders praat. Wat hoor kinders hoe ons praat oor ander mense? Want ek en jy moet vir hulle 'n voorbeeld stel en die Here gaan van my en jou ook rondom dit kom rekenskap eis. En dan die volgende gedeelte vers 3 tot 6 gaan juis oor die krag waar hy opgesluit is in woorde. En dan gebruik Jakobus eintlik sulke mooi voorbeelde. Dan gebruik hy 3 kragtige voorbeelde. Die eerste voorbeeld is van 'n stang wat jy in 'n perd se bek sit. Nou weet ek hier's 'n paar mense wat vanoggend hier is wat perd ry en so hulle sal vir jou kan sê maar hoe belangrik 'n stang in 'n perd se bek is, want die stang is die manier hoe jy met die perd kommunikeer. Dat jy met die perd, met die stang kommunikeer om te sê jy wil hê, hy moet vorentoe beweeg, hy moet links beweeg, hy moet regs beweeg, hy moet terug beweeg. Natuurlik is daar ander goed wat jy ook doen, maar dis een van die maniere hoe jy 'n perd beheer en onder beheer bring. En dan gebruik hy ook die beeld om te sê maar 'n skip kan hierdie massiewe skip wees, maar hy het 'n roer en daai roer afhangende van hoe die roer gedraai word, bepaal die rigting waarin daai skip gaan. En dan gebruik hy hierdie beelde om te sê, maar ons moet besef, dit is die mag of die krag wat in woorde opgesluit sit. Dat die woorde wat ons gebruik, bepaal baie keer meer my manier van leef as wat ek en jy baie keer besef. Dit wat jy oor jouself sê, partykeer sê jy dit nie hardop nie, maar jy dink dit dalk net. Dan sê jy maar daar's krag in woorde. So wat sê jy vir jouself? Wanneer jy alleen is of wanneer jy by ander mense is? Sê en dink jy positiewe goed oor jouself? Of sê en dink jy 'n klomp negatiewe goed oor jouself? Want Jakobus kom waarsku sê, maar onthou dit bepaal die koers van jou lewe. Woorde is soos 'n stang in 'n perd se bek. Dit kan bepaal waarheen jy gaan, wat jy doen. Woorde is soos 'n skip se roer en dit bepaal dalk die rigting, die koers van jou lewe as jy oor jouself heeltyd negatiewe goed sê of dink. Daarom moet ons mooi gaan dink ook oor wat sê ek oor myself, wat dink ek oor myself. Want die Here wil graag hê dat jy positiewe goed oor jouself sal dink, positief oor jouself sal wees. Ja, daarmee ontken mens nie die swakpunte wat ons het nie, ons almal het swakpunte. Hierdie gedeelte het begin om te sê, maar geen mens kan eintlik sê, hy struikel nooit nie. Geen mens kan eintlik sê dat hy nooit baie keer die verkeerde goed sê op die verkeerde tyd nie. Dit gebeur met almal van ons. Jakobus begin in die eerste verse daarmee. Maar is belangrik om te gaan sê, maar oorhoofs, in die algemeen, hoe dink jy oor jouself? Wat spreek jy uit oor jouself? Want dit wat jy sê, word jy naand baie keer. Dit wat jy dink, daai onuitgesproke woorde, jy word naand dit. Daarom is dit so belangrik dat jy ook oor jouself sal dink en sal sê oor dit soos wat God oor jou dink en praat. En dan kom hy met nog 'n beeld wat hy gebruik. En Stormie Martin sê die volgende. Stormie Martin het geskryf, wanneer ons woorde deur vergifnis, vriendelikheid, ontferming en liefde gekenmerk word, kan hulle 'n wonderbaarlike verskil aan iemand se dag maak. Lank nadat liefdevolle woorde nie meer gehoor kan word nie, weer klink hulle boodskap steeds luidkeels in die hart. Lank nadat die woorde, die boodskap, al klaar gesê is, weer galm, weer klink dit nog steeds in mense se harte. Want dit is die krag wat woorde het. Daarom moet ons, en julle in besonder as doopouers, mooi gaan dink, maar hoe praat jy met die kinders? Wat sê jy vir jou kinders? Hoeveel van daai kommunikasie is positief, wat jy ook vir elkeen van hulle kom sê? Want die derde beeld wat Jakobus hier gebruik om te sê, onthou, woorde is soos 'n vuurtjie, soos 'n vlammetjie. En dit kan skade maak op die einde van die dag. Ek en jy kies wat ons met ons woorde maak. Ons kies, maar wat gaan die invloed van ons woorde wees?
is my altyd so verbasend en ek weet nie of iemand dit al gaan navors het oor hoekom dit gebeur nie. Maar wanneer ons kinders klein is, dan moedig ons hulle vreeslik aan as hulle vir die eerste keer moet leer loop. Hulle kan 100 keer val. Ons sê nie vir hulle, joeg, jy's dom, hoekom val jy nie, jy's dom, hoekom val jy nie. Nee, ons hou hulle aanmoedig en sê, maar jy gaan dit regkry, jy gaan dit regkry. En ons hou hulle heeltyd aanmoedig tot hulle kan loop. En as hulle die oomblik wat hulle kan begin loop, dan prys ons hulle en gee soveel positiewe woorde. Selfs met as hulle moet leer praat. Ons sê nie heeltyd vir hulle, maar hoekom praat jy nog nie? Hoekom nie? Ons gebruik positiewe woorde. Ons hou hulle aanmoedig tot hulle begin praat. En dan iewerster langs die pad, soos ons kinders opgroei, swaai daai ding om. En begin ons ophou om heeltyd vir hulle te prys en positiewe inligting te gee of input te gee, elke keer as hulle iets regs doen nie, en begin ons op die negatiewe fokus. Ons sê nie dankie vir elke keer wat hulle bord en beker kom bys toe vat, na hulle geëet het nie, maar wanneer hulle dit nie doen nie, dan raas ons met hulle. So elke keer as hulle iets verkeerd doen, dan gebruik ons woorde om te raas en te straf, maar wanneer hulle dit reg doen, prys ons hulle nie meer. En om een of ander rede gebeur het, iewerster soos ons kinders groter raak, swaai daai ding om. Dit is eintlik so sleg, want eintlik wil die Here hê ons moet aanhou positiewe woorde gebruik. Heeltyd die goeie, die positiewe, in Engels praat hulle van reinforce in ons kinders. En nie net heeltyd vaskyk teen dit wat hulle elke keer verkeerd doen. En dit gebeur so maklik, dat voor ons oë uitvee, ons so geneig is om teen die verkeerde, die negatiewe vas te kyk. En nie meer al die positief nie meer mooi raak te sien, en dit te prys nie. Daar's verskillende mense wat verskillende goed hieroor sê, maar een van die sielkundiges het nou die dag gesê, dat vir elke negatiewe ding wat jy vir 'n kind of selfs 'n groot mens sê, moet daai persoon 17 positiewe goed hoor om daai een negatiewe ding uit te kanselleer. Dis ongelukkig hoe dit werk. Dit werk nie so dat een positief, een negatief uitkanselleer nie. Daar's 17 positiewe goed nodig om een negatiewe ding te kan uitkanseleer. En daarom is dit so belangrik dat ons positief sal kommunikeer en positief sal praat, want die tong het mag en krag en het ook die potensiaal om baie skade te maak. Dis hoekom Jakobus dan sê, nou die tong is ook soos 'n vuurtjie. 'n Klein vuurtjie wat 'n groot brand kan veroorsaak. Maar vuur is ook positief, vuur is nie net negatief nie. Ons almal gebruik vuur om op te braai en voor elektrisiteit het alle mense vuur gebruik om kos te maak, vuur gebruik om warm te word, warm te bly, vuur gebruik om lig te maak. Soos hy net noodwendig negatief nie, maar Jakobus kon sê, maar besef net daai woorde hoe negatief dit kan wees. Woorde kan baie groot skade maak aan jou eie lewe, aan jou kinders se lewens en aan ander mense se lewens wanneer jy woorde gebruik sonder om mooi te gaan dink oor wat jy sê. Daarom kom sê Efesiërs 4 vers 29 die volgende: vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Praat net wat goed en opbouend is. Nou ek dink dis belangrik om hierdie te hoor, want as ons so uit Jakobus lees, dan kan ons die idee kry en sê, maar ag, solank ek net altyd die waarheid praat. Nou die dag vertel iemand vir my van by 'n ander gemeente het hulle vir die dominee gevra om met die tannie te gaan praat, want sy was 'n berig gewees vir al die stories wat sy versprei. En as sy iets van iemand hoor, dan vertel sy dit vir die hele res van die wêreld. En toe hy met haar gaan praat, toe gebruik sy die verskoning en sê, maar dominee, as ek nou nie vir die ander vertel wat fout is in al die ander mense se lewens nie, gaan hulle nie weet waarvoor om te bid nie. Nee. En ons moet nie op daai manier onsself probeer regverdig nie.
As hierdie gedeelte sê, praat net wat goed en opbouend is, staan daar nie, jy moet net praat wat die waarheid is nie. Die waarheid kan soms nie goed of opbouend wees nie, want die tyd is dalk nie reg om dit te sê nie. So hoor mooi wat sê Efesiërs 4 vers 29. Efesiërs 4 vers 29 sê nie, jok nie, maar Efesiërs 4 vers 29 sê, dink voor jy iets sê. Dit wat jy sê is dalk die waarheid, dis nie 'n leuen nie. Maar op hierdie huidige oomblik in die omstandighede in die tyd, is dit nie die regte plek in die tyd om dit te sê nie. So moet dit dan nie sê nie. Al is dit die waarheid. En is deels wat Jakobus ook vir ons wil kom leer. Maar dink, kies jou woorde wys sodat jou woorde opbouend is en nie afbreekend is teenoor jouself, jou kinders of wie ook al ander jou medemens nie. Daarom sê Jakobus, ons moet besef, eintlik kan ons dit nie self regkry nie. Hy sê ons het hier in Jakobus, ons het allerhande diere al getem en allerhande goed getem, maar die tong kon niemand nog tem nie. En die kerkvader Augustinus het al gesê, as ons mooi gaan kyk na die Griekse woorde wat hier gebruik is, dan suggereer hierdie Griekse woorde eintlik dat ons net die tong kan tem met God se hulp. Ek kan net my tong tem, ek kan net my woorde reg kies as ek dit onder beheer van God plaas. Onder beheer van die Heilige Gees plaas. Net soos wanneer ek kind van die Here is, my dade, my geloof moet bevestig, so moet my woorde dit ook bevestig. Het sy dit woorde is wat ek praat, het sy die woorde is wat ek tik op 'n SMS of op 'n WhatsApp of waar ook al, moet dit spreek van die feit dat ek kind van God is. Daarom dat Jakobus in Jakobus 1 vers 5 al die volgende skryf. As enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God. Want wat aan almal gee sonder voorbehou en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. So mee in die 5de vers al in Jakobus boek kom sê Jakobus, maar ek en jy moet bid vir die Here vir wysheid. Ons kan nie op ons eie reg kry om reg te leef nie. Kan nie op my eie reg kry om my geloof reg uit te leef nie. Ek het God nodig, sy wysheid nodig. En daarom moet ek en jy ook voor ons praat, voor ons iets sê, net 'n oombliekie stil bly en net dink. Maar is dit wat ek gaan sê opbouend? Is dit wat ek gaan sê, dit wat die Here wil hê ek moet sê? Moet ek dit anders te sê of moet ek dalk nou stil bly? Maar is nie nou die regte tyd daarvoor. So elkeen moet weer mooi gaan dink oor my manier van kommunikeer. Hoeveel van wat ek sê is positief en hoeveel van wat ek sê is negatief, veral as dit oor ons kinders gaan. Stadium het ek 'n studiestuk van jare terug gelees wat aangedui het dat 'n klompie jare terug veral pa's se kommunikasie is geneig om negatief te wees teenoor die kinders. Want wat gebeur? Ma sê vir die kinders, wag net totdat pa by die huis kom, né? En as pa by die huis kom, dan kom sê ma vir pa, maar hoorie, hierheen was stout en hierheen het so gemaak en hierdie het so gemaak. So wat moet pa nou doen? Pa moet gaan raas. Hoekom was jy stout? Hoekom het jy so gemaak? En dan is dit baie keer negatief. Daarom moet ons mooi daarop let dat ons kommunikasie meer positief sal wees as wat dit negatief sal wees. Hierdie gedeelte sluit af die laaste gedeelte om te sê, maar ons moet waak daarteen. Ons kan nie die Here wil prys en die Here se naam wil groot maak, maar met hierdie selfe tong sê ek mense sleg nie. Beledig ek mense wat ook deur God geskaap is, deur God geskep is nie. Want dan het ek eintlik 'n gesplete tong, sê die Bybel vir ons. Ek kan nie vanoggend hier sal sit en ek loof die Here en môre by die werk skel en vloek ek op almal nie. Ek moet sorg dat my tong, my woorde, dit wat ek sê, dit wat ek tik, my woorde onder die Heilige Gees se beheer is. Moet Jesus Christus se voorbeeld volg. Jesus Christus het vir ons die voorbeeld gestel. Jesus Christus met mense gekommunikeer het, was dit ten doel om 'n positiewe uitwerking te hê. Was dit altyd ten doel om een of ander opbouende effek te hê in mense se lewens. En ek en jy moet ook daarvoor poog. Moeder Teresa het die volgende gesê: woorde wat nie die lig van Christus uitstraal nie, intensifiseer die duisternis.
So hoor mooi wat sê Moeder Teresa. Moeder Teresa sê, woorde wat nie die lig van Christus uitstraal nie, intensifiseer die duisternis. Soos hy kom sê eintlik dit wat ons reeds weet. Daar's nie 'n middeweg nie. Daar's nie 'n draadsitter weg nie. Of jy dien die Here of jy dien nie die Here nie. Of die woorde wat jy spreek maak dat God se lig helderder skyn in die wêreld, of die woorde wat jy spreek laat toe dat die bose meer vat kry, oorhand kry. Daarom moet ek en jy mooi dink oor wat ons sê. Kom ons elkeen kies vir oggend opnuut om wanneer ons kommunikeer te fokus daarop om liefde en genade te kommunikeer, soos God dit van ons vra. Kom ons kies om ons kommunikasie so te maak dat dit ietsie sal weerspieël van my en jou kind wees. Kom ons kies om so te kommunikeer dat ons altyd die waarheid sal praat. Psalm 19 vers 15 sê, mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Mag dit ons elkeen se gebed wees vandag. Vir die Here te sê, Here, help my dat dit wat ek sê en dit wat ek dink vir die Here aanneemlik sal wees. Want ons dink goed gewoonlik voordat ons dit sê. Kom ons sit net so en dan word ons stil. Hemelse Vader, dankie dat wanneer U met ons kommunikeer, U kommunikasie vol liefde en genade is vir ons. Dankie Here dat U ons wil help sodat ons kan groei as mense en kan groei in ons menswees. Maar Here, help ons ook dat ons sal kies om so te kommunikeer dat U verheerlik sal word in die woorde wat ons gebruik. Here, of dit nou woorde is wat ons praat en of dit nou woorde is wat ons stik of woorde is wat ons kommentaar lewer op iets wat iemand anders gedoen of gesê het. Here, gee dat ons mooi daaroor sal gaan dink en dat ons eerder sal bou as om te breek met ons woorde. Here, ons woorde kan so groot positiewe invloed hê op ons eie lewens en op die lewens van ander. Maar ongelukkig kan ons woorde ook so groot negatiewe effek op onsself en op ander. En daarom help ons dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees meer en meer besit sal neem van ons tong. Meer en meer besit sal neem oor dit wat ons praat, oor dit wat ons sê. So dit wat ons praat en wat ons sal sê, net tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, help ons dat ons woorde tot seën vir ander sal wees. En nie tot afbreek van ander. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.